Goeiedag luisteraar. Ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om saam met julle te verkeer weer in die woord. Gaan kry vir jou 'n koppie koffie en dan luister jy lekker saam. Ons praat vandag bietjie oor die betekenis van die nagmaal. Waar jy met nagmaal bely in jou geloof in Jesus Christus wat vir my en jou gesterf het aan die kruis. Wat juis aan hom herinnering bied. Ons lees uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Daar staan: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Tot sover. Daar is iets besonders aan hierdie eenvoudige tekens. 'n stukkie brood, 'n klein bietjie wyn of 'n druiwesap uit 'n beker. Dis eenvoudig en tog raak dit aan iets ongelooflik diep in ons menswees. Miskien het jy al gewonder, wat beteken die nagmaal regtig? Hoekom is dit so belangrik vir gelowiges? Wat gebeur daar? Wat gebeur binne in jou wanneer jy eet en drink, wanneer jy stil word voor God? As ons eerlik is, voel dit soms of die betekenis van nagmaal al vervaag het. In baie mense se lewe het dit 'n gewoonte geword, 'n ritueel wat ons maar net doen. Maar die nagmaal is veel meer as dit. Dit is 'n ontmoeting, 'n heilige oomblik, waar God se liefde jou weer kom vind. Jy begin aan hom dink wat hy vir jou gedoen het, vir my gedoen het. En om dit nog ryker te maak, kan jy ander tekste vanuit die Bybel ook gebruik, soos Psalm 116 sê: Ek het die Here lief, want hy het my gebede gehoor. En dan beskryf die digter in hierdie Psalm God as genadig, regverdig en barmhartig. Dis presies wat die nagmaal vir ons ook sê. In die brood sien ek God se genade, dat hy sy seun gegee het vir mense wat dit nooit sou kon verdien nie. In die wyn proe ek en jy sy barmhartigheid, dat hy hom oor ons ontferm, selfs in ons eie swakheid. En in die uitnodiging om te kom sit aan sy tafel, ervaar ek en jy sy trou, dat hy jou en my nooit los nie, al dwaal ons weg. Wanneer ons aan die nagmaal dink, besef ons dit eintlik, dat dit 'n eintlike plek van liefde is, nie oordeel nie, nie skuld nie, maar liefde wat ons sag herinner, dat ek en jy is gesien. Dat die Here vir jou sê: My kind, ek sien jou, ek vergewe jou, jy is myne. Nou, ek onthou 'n storie van 'n man wat jarelank teen God geveg het. Hy het in 'n geselskap sy ongeloof probeer verdedig, en toe gee iemand hom net 'n eenvoudige drukkie. Daardie oomblik het sy hele lewe verander. Hy het iets ervaar wat geen argument ooit kon breek nie. En dit is onvoorwaardelike liefde. Want niemand is bestand teen liefde nie. Nie ek nie, nie jy nie. Wanneer ek dink aan die brood, dink ek aan Jesus se woorde: Dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. En wanneer ek dink aan die wyn, hoor ek hom sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Julle, dit is nie net simboliek nie. Dis 'n uitnodiging, 'n herinnering dat God my nie net liefhet nie, 'n herinnering dat God nie net ons
liefhet nie, maar ons nog steeds liefhet. Dat ons selfs in ons onsekerheid, ons gebrokenheid, nog altyd welkom is aan sy tafel. Dat hy opgewonde raak om van jou te hoor. Opgewonde raak dat jy jou kant ook wil bring. En miskien is dit al wat jy vandag moet hoor. Jy hoef nie eers alles te verstaan nie. Jy hoef net te kom, om weer stil te raak, te onthou, te ontvang. En net miskien, fluister iets in jou vandag, met die psalmis, met Korinteërs. Here, U weet alles. U ken my foute, my vrese, my mislukkings. Maar U weet ook, ek het U lief. Kan ek dit by U los en aan U dink, want U het vir my meer gedoen. Amen.